Goeiemôre aan almal en baie welkom by die volgende erediens by ons as gemeente. Dit is altyd vir ons 'n voorreg om hierdie tyd saam te kan spandeer. En dan geliefdes, dit is koud. Kom ons wees nou maar eerlik. Die winter het baie vinnig hierdie week ingesink, maar ons weet ook dat in die Kaap dit sneeu, so ja, dit is te verstaane. En ek dink baie van ons sit nou opgeskeep met, ek noem dit maar stokkie-sindroom, hierdie vingers van ons wat nie meer lekker wil saamwerk in hierdie koue nie, en ons moet op 'n manier, moet ons steeds ons alledaagse take verrig. Maar geliefdes, ons hoop en ons vertrou steeds dat julle darm warm genoeg is, dat julle 'n kombers of 2 nader getrek het en warm klere. En ja, geliefdes, dis maar deel van die groter siklus, die proses waaraan ons deel vind, hierdie seisoene wat so verander. Ek weet dit is nie vir almal nie, maar ja, die winter is ook pragtig op sy eie manier. Geliefdes, ek deel net graag een afkondiging. As deel van ons bazaar is daar 'n jagnaweek wat gewen kan word deur 'n baie gelukkige persoon. Dit kos R100 per kaartjie en ja, hierdie komende Sondag, die 22ste Junie, gaan ons 'n bring en braai by die kerk hou en dit sal sommer direk na die erediens plaasvind en dan gaan die kaartjie getrek word om te sien maar wie is die gelukkige persoon. So geliefdes, indien julle nog nie daarby uitgekom het om 'n kaartjie te koop nie, julle kan my sommer direk kontak en dan sal ek die regte persoon se kontakbesonderhede vir julle gee. Maar ja, of julle 'n kaartjie gekoop het of nie, almal van julle is meer as welkom om hierdie komende Sondag se bring en braai by te woon. Julle kan julle eie vleis bring, maar ons het ook so 'n borg gekry waar iemand vir 'n baie goeie prys braaipakkies aan ons sal verkoop. Is R30 vir 'n braaipakkie en geliefdes, dan ook die wie bo 65 is kan 'n braaipakkie verniet kry. So dit is hierdie komende Sondag, daar gaan kaartjies nog steeds hierdie week beskikbaar wees vir hierdie groot jagnaweek om te wen. En ja, geliefdes, dan hoop ons om julle hierdie Sondag te sien, waar ons net lekker gaan kuier en 'n vleisie saam sal braai. Maar geliefdes, dit ons afkondigings, kom ons word stil en ons begin vanoggend se erediens in die teenwoordigheid van die Here. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, en deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie vir die genade, dankie vir die voorreg wat ons het, om as vriende en familie so verspreid oor die land en oor die wêreld, om steeds deur middel van die internet, saam in te kan skakel, na u woord te gaan kyk, en daardeur geïnspireer word tot 'n lewe wat werklik gewortel is in u naam. Dat ons sal kan raak sien, Here, maar met die Pinksterfees wat verby is, Here, laat u Gees werklik 'n vaste woning in ons gekry het, en dat daar waar u Gees is, verandering en vernuwing plaasvind. Ons het bloot net nodig om 'n pad saam met u te stap, bereidwillig te wees om te groei in u naam. En ons vra ook vir u, Here, daar waar ons dalk bietjie sukkel, waar ons nie so gewillig is nie, dat u ons sal help. Here, u is altyd bereid om ons te help en 'n pad saam met ons te stap. Laat ons sal kan groei, Here. Dat ons die opdrag wat u aan ons oorgelaat het, om te verkondig en getuies te wees, Here, dat ons dit sal kan uitleef daar waar ook al ons is. En dat ons net met absoluut sekerheid kan sê, maar ons oorwinnaar leef. Hy het vir ons aan die dood, hy het vir ons aan die kruis gesterf, hy is opgewek uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit nou aan die regterhand van God, daar waar hy vir ons pleit. Here, dan vra ek ook so, wees met elke liewe persoon wie inskakel, Here, die mense in ons gemeenskappe, veral met dit wat nou so koud is, dat ons ook daar sal probeer uitreik, dat ons sal help, as dit vir 'n enkele persoon, waar ons vir hulle dalk net ietsie kan gee, iets om onsself warm te hou, waar baie van ons hitte,
kos, 'n dak oor ons kop as vanselfsprekend beskou, waar daar soveel mense daar buite is wat nie eens meer weet hoe dit voel om met 'n vol maag die aantal oë toe te kan maak nie. Here, help ons dat ons werklik sal uitreik daar waar ons is, dat ons 'n verskil kan maak en dat ons sal weet, my Here, dit is 'n groot roeping wat ons in U gevind het. Dankie dat ons kan deel hê. Dankie dat ons kan behoort. En help ook elke liewe een van ons, daar waar ons sukkel, waar ons eie tekortkoming het, ons probleme, ons uitdagings, Here, waar dit baie kere vir ons voel, ons wil eerder net weghardloop. Help ons, lei en versterk ons hierin. En dat ons altyd met sekerheid sal kan sê, my Here, U is ons enigste verlosser, ons enigste Here, en ons prys U heilige naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag. Ons gaan meeste van die tyd gaan ons by Romeine stil staan. Die hoofgedeelte waarna ons gaan kyk kom uit Romeine 5, vers 1 tot en met 8. Daar is so 1 of 2 gedeeltes wat uit ander gedeeltes gaan kom, maar soos julle weet, dit sal wel op die skerm verskyn. Baie kere bekommer ons onsself onnodig oor die randsake van ons lewe, as ook ons verhouding met God, en in die proses kyk ons die kernsake totaal en al mis. Ek wil dit graag weer herhaal. Baie kere bekommer ons onsself onnodig oor die randsake van ons lewe en ons verhouding met God, en in die proses kyk ons die kernsake totaal en al mis. Wat is 'n kernsaak? Wat is 'n randsaak? Baie vinnig opgesom. 'n Randsaak is 'n sekondêre kwessie wat dan deel vorm van 'n groter tema, 'n beginsel of 'n gebruik wat nie noodsaaklik is vir die funksie of die doel daarvan nie. Dis 'n randsaak. 'n Kernsaak is die primêre kwessie wat noodsaaklik is vir die funksie of die doel van iets. As voorbeeld, binne rugby sal 'n rugbybal as 'n kernsaak gesien word, want dood eenvoudig gestel, ons kan nie rugby speel sonder 'n rugbybal nie. Maar die kleur van die bal, dit is 'n randsaak. Of dit nou groen of blou of wit of rooi of pers of tot neon pink is, dit gaan nie die aard van die spel enigstens verander nie. Daar mag dalk 'n speler of 2 wees wat nie so gemaklik is om 'n neon pink rugbybal vas te vang nie, maar dit is hulle probleem. Dieselfde is van toepassing as dit kom by ons gunsteling span se trui se kleur. En nou geliefdes, ek weet, hierdie is 'n uiters sensitiewe onderwerp, en soos hulle in Engels sal sê, I should tread lightly. Maar op die einde van die dag bly hierdie ook 'n randsaak. Al beskou soveel mense dit as 'n kernsaak. Nog 'n voorbeeld, 'n sondagete en die breekware waarin dit bedien word. Die kernsaak van so 'n geleentheid, die primêre kwessie is die kos, en almal wat dan betrokke is en al te lekker daaraan smil. Die breekware, dit waarin dit bedien word, is 'n randsaak. Dit is irrelevant tot die smaak van die kos. En geliefdes, voordat julle nou opspring, ek sê nie dis nie belangrik nie, nee, dit is verseker, ons is liefs daarvoor om pragtige breekware te gebruik, maar dit het geen waarde tot die smaak van die kos nie. Maar soms gaan ons te kere, asof dit die smaak gaan beïnvloed. Hier is my baie mooi voorbeeld van hoe 'n randsaak 'n kernsaak kan oorskadu. Kom ons kyk nou nog 'n paar ander voorbeelde, maar in die kerklike opset. En geliefdes, ek weet, die voorbeelde wat ek gaan noem en nog baie ander is uiters sensitief. Ek deel dit bloot om 'n punt te maak. Die eerste voorbeeld, die instrument wat in die kerk gebruik word tydens 'n erediens. Meerderheid van ons is gewoond aan die orgel. Ons het daarmee groot geword. Dit is in sy diepste wese vir ons deel van wat 'n erediens moet wees. As ons in 'n gemeente instap en daar is nie 'n orgel nie, outomaties voel dit vir ons, maar hier's 'n leemte, iets sit net nie reg nie. Maar, geliefdes, dit bly 'n randsaak.
Die kernsaak is dat God se naam verheerlik sal word deur lofsang. En ek wil dit op 'n ander manier oordra wat dalk bietjie meer lig hierop sal kom skyn, want ek weet die musiek in 'n kerk is uiters sensitief. Wat dink julle is God se gunsteling instrument? Wat dink julle is sy voorkeur? Wel, geliefdes, is 'n moeilike vraag om te antwoord, want afhangende met wie ons gesels gaan ons verskillende antwoorde kry. Party mense sal absoluut sê, maar nee, dit is die orgel. Die Here is definitief die liefste vir die orgel. Dis inteendeel waarmee die Israeliete die naam van die Here verheerlik het. Die orgel, ja. Ander mense sal nou weer sê, maar nee, die Here is liewer vir bietjie meer 'n moderner instrument. Ons kan ook eerder gaan kyk na 'n paar snaarinstrumente. Ander mense sal weer sê, maar nee, dit is 'n gitaar. Geliefdes, ek dink regtig nie die Here het 'n voorkeur rakende watter instrument gebruik word nie, bloot net dat sy naam verheerlik sal word. Die instrument is 'n randsaak. Die kernsaak is sy naam word verheerlik. Volgende voorbeeld. Die klere wat gedra word tydens 'n erediens is 'n randsaak. Alhoewel dit vir 'n baie lang tyd in die kerk gesien was as 'n kernsaak en afhangende van wat iemand aangetrek het, was hulle welkom of nie by die kerk. En geliefdes, weer eens, ek herhaal, ek weet dit is 'n sensitiewe onderwerp en baie van ons is lief daarvoor om mooi aan te trek en daar is absoluut niks daarmee fout nie. Ek meen, geliefdes, julle weet hoe ek aantrek, hoe belangrik dit vir my is om netjies te lyk. Maar dit bly 'n randsaak. Kernsaak is dat ons kerk toe sal gaan, dat ons sal inskakel by 'n gemeente. Baie kere bekommer ons onsself onnodig oor die randsake van die lewe, as ook ons verhouding met God, en in die proses kyk ons die kernsake totaal en al mis. En die gelowiges in Rome het presies dieselfde uitdaging gehad, waar randsake kernsake begin oorskadu het. Geliefdes, ek deel graag die nodige konteks om hierdie bietjie beter te kan verstaan. Die brief aan die gemeente van Rome is vir verskeie redes 'n baie interessante en 'n baie unieke brief. Eerstens, Paulus het nie die gemeente gestig nie, en hy was nog nooit van tevore, wel voordat hy die brief gestuur het, by die gemeente self gewees nie, so hy ken hulle glad nie op 'n persoonlike vlak nie. Maar saam met dit het Paulus die inisiatief geneem om eerste hierdie brief na hulle toe te stuur. Meerderheid van Paulus se ander briewe, dit wat ons in die Nuwe Testament kry, is waar hy reageer op 'n brief wat hulle eerste vir hom gestuur het, met sekere vrae, met sekere bekommernisse. Wat beteken het, hy kon nie oor enigiets en oor alles geskryf het nie. Sy briewe het behels basies van hy wat die probleme aanspreek en leiding vir hulle gee in die uitdagings wat die gemeente gehad het. Met die brief aan die godsdienstiges van Rome het hy glad nie hierdie beperking gehad nie. Hy kon skryf oor wat hy gevoel het belangrik en noodsaaklik was. En dit is een van die grootste redes waarom tot vandag toe nog hierdie brief aan die gemeente van Rome van sy mees omvattendste briewe is uit 'n teologiese oogpunt en ook hoekom so baie mense so lief is vir hierdie brief. Tweedens, meerderheid van die gemeentes aan wie Paulus briewe geskryf het bestaan uit Joodse en nie-Joodse godsdienstiges, of dan godsdienstige heidene. Met die uitstorting van die Heilige Gees was dit hoofsaaklik Jode wat tot bekering gekom het. Onthou, ons lees daarvan in Handelinge, en daar was 'n baie groot fees, 'n Joodse fees. En Jode van wyd en van ver af het daar bymekaar gekom, en toe is die Heilige Gees uitgestort. Maar soos tyd aangegaan het en hierdie gemeentes het begin groei en het al hoe meer en meer mense begin kry, het beteken die heidene het ook die boodskap van die evangelie gehoor en hulle het na die Here toe gedraai. So die godsdienstige gemeenskap in Rome het bestaan uit 'n kombinasie van Jode en nie-Jode. Maar, en dit is hier waar dinge eintlik baie interessant raak, vir om en by 5 tot 6 jaar lank was die Jode
uit Rome verban deur keiser Claudius. Ons lees daarvan in Handelinge 18 vers 2. Ek lees dit vinnig vir julle. Daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat keiser Claudius beveel het dat alle Jode Rome moet verlaat. Paulus het hulle gaan soek. Hierdie het gebeur om en by 49 na Christus. En die Jode was eers weer welkom in Rome om en by 54 na Christus. So dit beteken vir 5 tot 6 jaar lank het die gemeente van Rome, die wie Jesus Christus as hulle enigste verlosser beskou het, alleenlik bestaan uit heidene. En die dag, toe die Joodse godsdienstiges weer welkom was en kon terugkeer na hulle gemeente toe, was dit nie meer dieselfde gemeente gewees nie. Baie van julle mag dalk nou dink, ai tog, wat het hierdie heidene aangevang? Watter moeilikheid het hulle nou veroorsaak? Dankie tog. Paulus het hierdie brief geskryf om die heidene net so 'n bietjie reg te ruk en hulle af te stof. Geliefdes, dis eintlik die teenoorgestelde. Dit was die Joodse godsdienstiges wat soveel probleme veroorsaak het. Onthou, die Joodse godsdienstiges kom uit die Judaïsme uit, wat beteken, hulle kom uit 'n godsdienst uit waar daar baie verskillende tradisies, rituele en gebruike was. Al hierdie word opgeskryf in die wet, of die wet van Moses, of die wet van God, hoe ook al ons daarna wil verwys. Die besnydenis, die sabbatsviering, reinigingsrituele, die verskillende feeste, tempeloffers en die lys gaan aan. Die probleem was, toe die Jode tot bekering gekom het en hulle het Jesus Christus aangeneem, het hulle al hierdie wette saam met hulle gebring. Hulle het nie die nodige skeiding gemaak om dit agter hulle te los nie. Nee, hulle het letterlik net so saam met hulle in hulle verhouding met Jesus ingestap. Hulle het geglo dat hulle steeds onder die wet is. Bedoelende, die wet en die uitleef en die gehoorsaamheid aan die wet was vir hulle 'n kernsaak gewees. Ek lees vir julle Romeine 6 vers 14. Die sonde moenie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Die Joodse godsdienstiges het uiters hiermee gesukkel. Dit is hoekom Paulus hulle hieroor aanspreek, dit in sy brief vir hulle sê. Die godsdienstige heidene, hulle het nie hierdie probleem gehad nie, want hulle het nie voorheen geleef volgens die wet van Moses nie. So vir hulle was dit baie maklik om daarvan absoluut skeiding te maak, dit nie deel van hulle verhouding met die Here te maak nie, en bloot onder die genade van die Here te leef. Maar nou ontstaan daar 'n baie groot probleem tussen hierdie twee groepe. Die Joodse godsdienstiges sê, maar nee, die uitleef van die wet is uiters belangrik vir ons eie verlossing. Bedoelende, hulle het hulle eie vermoëns en hulle eie gehoorsaamheid aan die wet as 'n kernsaak gesien tot hulle eie vryspraak. Dit was in hulle eie hande of hulle gered sou word of nie. Waar die godsdienstige heidene glad nie dieselfde waarde op die wet geplaas het en dieselfde uitkyk gedeel het nie. Ek lees vir julle Romeine 10 vers 1 tot 4. Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word. Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. So Paulus skryf aan 'n gemeente wat reg in die middel geskeer is. Die een groep bevorder randsake as kernsake. Hulle sê die wet is noodsaaklik. Nie dit wat Christus vir hulle gebring het nie, maar hulle eie vermoë, hulle eie verdienste. En die ander kant word teen onderdruk
deur hierdie godsdienstige Jode om saam met hulle hierdie wette uit te leef. So geliefdes, met dit as ons agtergrond, ons konteks, kom ons lees die gedeelte saam. Romeine 5 vers 1 tot 8. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ek lees tot sover. Met Paulus se eerste woorde, kom stel hy hierdie randsake, wat die godsdienstige Jode as kernsake beskou het, reg. Hy sê basies, nee. Ek weet julle glo so volgens julle eie vermoëns en volgens julle eie magte en kragte. Dit is nie deur die wet. Dit is nie daardeur wat julle vrygespreek word nie. Daar is net een kernsaak as dit kom by ons vryspraak en dit is God en ons geloof in hom. Maar hy gaan 'n stapie verder. Hy brei hierop uit en hy sê dit is deur Jesus Christus, deur sy kruisdood dat daar nou vrede tussen ons en God is. Nie een se verdienste en een se eie vermoëns nie. Nie deur die konstante uitleef van die wet, soos wat hierdie godsdienstige Jode gedink het nie. Hulle het gedink, maar die enigste manier wat hulle in vrede met God kan kommunikeer, is om gehoorsaam te wees, is om goed genoeg te wees. Paulus sê, nee, dis nie die rede nie. Die rede is deur Jesus Christus en ons geloof in hom. Waarom was daar nie vrede tussen ons as mens en God nie? Wel, baie eenvoudig gestel, want sonde het ons verhouding met God aangetas. Dit het ons onder God se oordeel kom plaas, en dit het ons vervreemd van God se teenwoordigheid. Jesaja 59 vers 2a stel dit vir my baie mooi, dit sê, dit is julle oortredinge wat afskeid gebring het tussen julle en julle God. In vers 2 sê Paulus, ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Of in ander woorde, ons roem, ons jubel, ons vind vreugde in die beloftes wat God gemaak het en die hoop wat ons in daardie hoop in beloftes plaas. Wanneer die Bybel praat van hoop, is dit nie ons hedendaagse beskouing daarvan nie. Geliefdes, as ons eerlik moet wees, om vandag hoopvol te wees, dit dra nie meer eintlik veel by nie, daar is nie meer veel gewig daarin nie. Volgens baie mense is hoop, en verskoon die Engels, eintlik maar net wishful thinking. Ons wat positief is, ons wat, dit sal hopelik gebeur. Die hoop van die Bybel, die hoop waarna Paulus hier verwys, en die hoop wat vir ons gegee word deur Jesus Christus en ons geloof in hom, is 'n vaste oortuiging in dit wat die Here in sy woord aan ons oordra. 'n Absolute sekerheid van dit wat ons nie kan sien nie. Gaan lees gerus Hebreërs 11 vers 1, 'n pragtige gedeelte. So wat Paulus hier besig is om oor te dra, die Joodse godsdienstiges, hulle het geroem, hulle het vreugde gevind in hulle eie vermoëns, dit wat hulle na die tafel toe kan bring. Onthou, hulle het dit gesien as 'n ruiltransaksie met God. Ek doen hierdie, ek leef genoeg van die wet uit, so dit sit ek op die tafel neer, wat kan ek terugkry in die proses? Wat eintlik, soos dood eerlik is, net 'n randsaak is. Dit is nie
relevant tot ons verhouding met God nie. Maar, deur Jesus Christus en ons geloof in hom, roem ons nie meer op onsself, op ons eie verdienste, op dit wat ons kan doen nie. Ons vind eerder vreugde in die sekerheid van ons wat sal deel hê aan sy heerlikheid, sy teenwoordigheid. Dan, in verse 3 tot 5, kry ons 'n pragtige karakterontwikkeling wat plaasvind deur hierdie vredesverhouding wat ons nou met God het. Ek lees dit graag weer vir julle. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Paulus kom sê, gelowiges, die wie nie in hulself roem en vreugde vind nie, maar eerder in die hoop van Christus, hulle vind selfs vreugde in hul swaar kry. Nie omdat dit lekker is nie. En geliefdes, ek dink is nodig dat ek hier uitlig. Paulus was nie een of ander vreemde man wat skelmpies eintlik van pyn gehou het. En hy het hierdie pyn aan almal begin bemark, want hy wou sy eie groepie begin met almal wat lief daarvoor is, om bloot net seer te kry vir wat ook al rede nie. Nee, glad nie. Hy probeer sê, maar pyn en lyding is eintlik betekenisvol in ons groter verhouding met God. Hy probeer sê, maar pyn is nie 'n doodloopstraat tot ons verhouding met God nie, alhoewel baie mense dit as dit beskou. Baie mense wat nie tot die geloof kom is onder die indruk, maar nou gaan ons nie meer swaar kry, ons gaan nie meer sukkel nie. En dan tref die ellende van die lewe hulle, en dan gooi hulle hande in die lug op en hulle draai eerder hul reuns op God, want vir hulle is pyn 'n doodloopstraat tot hul verhouding met God. Paulus sê dit is nie wat dit is nie. Hy probeer sê, maar lyding bou karakter. Dit kweek volharding. Volharding in wat? In ons toewyding aan God. Dit kweek 'n standvastigheid in die Here, 'n getrouheid aan Christus in alle omstandighede. Hierdie volharding kweek weer egtheid van geloof. Geloof wat geanker is in God se genade, in sy beloftes. Geloof wat ons eie maak, waar ons standvastig in die Here staan vir dit wat die woord met ons deel. Geloof wat nie afkomstig is van net ons goeie omstandighede nie, maar wat gewortel is in die Here. 'n geloof wat geanker is in ons nuwe karakter wat gevorm en verander word deur die Gees. En hierdie egtheid van geloof kom kweek hoop. Of in ander woorde, dit kweek 'n sekerheid in God, nie in ons nie. Dit kweek 'n onbetwisbare geloof in die Here. Weereens kom dit alles neer op Paulus wat die Joodse godsdienstiges probeer weglei van hul eie vermoëns en hul eie verdienste en die versterking en standvastigheid in God en die hoop wat ons in hom het te vind. Geliefdes, let op hoe Paulus die kernsaak van geloof hier beskryf. Nie die besnydenis nie. Nie die onderhouding van die feeste nie. Nie die uitleef van die reinigingswette soos wat die Jode aan vasgeklou het nie. Nie hoe goed ons is volgens die wêrelde se standaard of die Bybelse se standaard nie. Maar volharding, egtheid van geloof en hoop te midde van ons lyding. En uiteindelik dan die liefde van God wat deur die Heilige Gees in ons uitgestort is. Dit is wat ware geloof kom dra. Dit is wat bly staan as die randsake nie meer ter sprake is nie. Paulus sluit die gedeelte dan af in verse 6 tot 8, waar hy weer eens die randsake wat die Jode uitgeleef het tot stil te bring. Hy sê,
Christus het immers op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterwe. Hy sê Christus het nie gesterf vir die goeie, wetsgetroude, godsdienstige mense nie. Nee. Hy het gesterf vir die goddeloses. Dit wys dat redding nie gebou is op menslike meriete en godsdienstige prestasies nie, maar eerder volgens God se plan en tyd, volgens sy genade. Hy lê verdere klem hierop deur te sê, miskien as iemand nog vir 'n goeie mens sterf, dan maak dit tot 'n mate seker bietjie sin. Bedoelende, as iemand goed is, dan kan 'n mens tog verstaan hoekom iemand anders een se lewe vir hom sal opgee, maar dan gaan hulle gaan baie goed moet wees. Hulle gaan uitstekend moet wees. Maar God, hy bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Nie toe ons goed was nie, maar toe ons sondaars was, toe ons nie voldoen het nie, toe ons reuns op hom gedraai was, toe het hy vir ons aan die kruis gesterf en sy lewe vir ons opgeoffer. As daar nog enigsins twyfel was onder die Jode, van wat werklik belangrik was in hul verhouding met God, wat 'n randsaak en wat 'n kernsaak is, dink ek Paulus se woorde het dit hier tot 'n einde gebring. Geliefdes, ek sluit af. Dit is baie maklik om 'n randsaak te verwar met 'n kernsaak, veral in ons verhouding met God. En hiermee probeer ek ook nie sê dat ons totaal en al moet vergeet van die randsaak nie. Nee, dit is belangrik. Dit vorm deel van ons verhouding met God, maar nooit moet 'n randsaak 'n kernsaak oorskadu of in die pad staan van 'n kernsaak nie. Paulus herinner die gelowige gemeenskap in Rome en daarmee saam ook elkeen van ons, herinner ons wat is belangrik. Nie ons tradisie nie ons gebruike nie ons eie pogings of meriete nie, maar alleenlik ons geloof in Jesus Christus. Dit is hy en hy alleen wat ons versoen het met God. Dit is hy en hy alleen wat vir ons vrede gebring het in ons verhouding met God. En dit is in hom dat ons hoop het. Nie die hedendaagse hoop nie wishful thinking nie, maar 'n vaste sekerheid wat staan in ons swaar kry. Geliefdes, ons moenie ons vreugde, dit waarom ons roem in onsself plaas nie, maar eerder in Christus. Dit is waar ons identiteit, ons vryspraak en ons toekoms lê. En geliefdes, dalk is die van julle vandag wat vasgevang is in swaar kry. Vir julle sê ek die volgende: selfs dit is nie verniet nie. God gebruik dit. Nie hy veroorsaak dit nie, hy gebruik dit. Hy gebruik dit om volharding te kweek, om ons geloof eg en standvastig te maak, en om in ons harte 'n hoop te vorm wat nooit sal beskaam nie, wat geanker is in sy liefde. Mag ons leer om opnuut te onderskei tussen wat 'n rand en 'n kernsaak is, en mag Christus altyd ons kern bly. Amen. Daar's nou 'n oomblik van stilte. Here, dankie dat ons tot die insig gebring kan word van wat werklik belangrik is in ons verhouding met U. Wat 'n kernsaak is en wat 'n randsaak is. En Here, help ons asseblief dat daar waar ons baie kere onnodig 'n randsaak bevorder, waar ons 'n randsaak beskou as dit wat noodsaaklik is, dat ons altyd tot die lig gebring sal word en weet, my Here, dit is U en U alleen wat 'n kernsaak is en ons geloof in U.
Niks wat ons doen, wat ons bydra, kan maak dat ons hierdie verdien nie. Nee. Dit is deur U en U alleen. Help ons asseblief, Here, dat ons sal uitleef en dat ons sal bekend maak wat noodsaaklik is. En dat ons nie deur hierdie proses mense sal afskrik deur onnodige randsake nie. Ons prys U heilige naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons sal lei in sy waarheid, dat ons onderskeid kan tref tussen die rand- en kernsake, sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.